Hallo julle mooi mense, hoe gaan dit vandag met julle almal? Ek hoop dit gaan baie goed met elkeen van julle. My naam is Olga en welkom terug by my kanaal. Vandag is dit die 4de Maart en ons gaan aangaan met ons daaglikse gewyde met Sarah Young se Jesus luister. So kom ons spring in en kyk wat se vers ons vandag moet lees. Die eerste een is Markus 4 vers 39. Markus 4 vers 39. Dan het ons Deuteronomy, ek gaan dit maar in Engels sê, Deuteronomy 31 vers 6, Deuteronomy 31 vers 6, Psalm 46 vers 2, Psalm 46 vers 2, en 3, en dan is dit Psalm 73 vers 23 en 24, Psalm 73 vers 23 en 24. So gaan kry jy Bybels en dan lees ons gou saam en ek sien julle nou daar. Regs, nou dat julle julle Bybels het en dit is ook by Markus 4 vers 39, kom ons lees saam. Toe staan hy op, bestraf die wind en sê vir die see, hou op, bedaar. Die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Regs, so nou sit Deuteronomy. Jammer julle, ek kan nie die Bybelwoord uitspreek nie. Deuteronomy 31 vers 6. Hou moed en wees dapper. Moenie bang wees nie, moenie vir hulle skrik nie, want die Here julle God gaan saam met julle. Hy sal julle nie in die steek laat nie. Julle is nie alleen nie. En dan Psalm 46 vers 2 en 3. Jammer. Okay. God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom is ons nie bang nie. Al geur die aarde pad, al skuif die berge tot in die diepte van die see. Okay, dan ons laaste versie vir vandag is Psalm 73 vers 2, 23 en 24 en hier so staan. Tog was ek nog altyd by u, want u vat my aan die hand, u lei my met u raad en aan die einde sal u my in ere by u opneem. Dis wat die Bybel sê. Kom ons sien wat sê Sarah vandag. Here Jesus, ek weet u is by my. Help my daarom asseblief om nie bang te wees nie. Ek hoor graag hoe u my bekommernisse gemoed vertroos deur te sê, bedaar, word kalm. U het my verseker wat ook al gebeur, u sal my nie in die steek laat nie en my nie verlaat nie. Wanneer ek die versekering in my hart en verstand laat insink, vul dit my met geloof en vertroue. Die media verkondig onvermoeide slegte nuus vir ontbyt, middagete en aandete. Ek het geleer dat hierdie soort dieet my siek maak. In plaas van onbestedige steeds wisselende nuus, kies ek om my op die lewende woord in te stel. U, die een wat altyd dieselfde is. Ek wil hê die skrif met my gedagtes en my hart deurdenk, sodat ek standvastig kan lewe en die pad van die lewe vertrou saam met u kan loop. U woord sê dat ek nie bang hoef te wees nie, al bewe die aarde, al verskuif die berge diep in die see. Hoewel ek nie weet wat môre gaan gebeur nie, kan ek volkome seker wees van uiteindelike bestemming. U hou my regterhand vas, u lei my met u raad, daarna sal u my opneem en u heerlikheid ontvang. Halleluja. In die roemryke naam Jesus. Amen. Weer eens wil ek vir elkeen van julle sê, baie dankie dat julle my elke dag saam met my Bybel lees. Ek waardeer elkeen van julle. En onthou asseblief julle thumbs up, en as julle nog nie subscribe het nie, doen dit asseblief en help my kanaal groei. Deel dit uit aan al julle vriende en familie, dit sal ook help. En ek wil net vir julle almal sê, as julle my in dieselfde klere sien, ek is besig om vooruit te record, want ek gaan weg vir 'n rukkie, en ek wil nog steeds sê julle moet die daaglikse gewyde hê. So op daai noot wil ek net vir julle almal sê, almal het 'n bietjie liefde en Jesus nodig, en ek sien julle almal weer môre. Bye.